laasweek in Handelinge 16 het ek die laaste gedeelte van Handelinge 16 het ons spesifiek eintlik gekyk na Paulus wat in die tronk was, waar hy in die tronk gegooi is as gevolg van 'n meisie wat 'n gees gehad het, 'n waarsêende gees. En toe hy die gees uitgedryf het, word hy in die tronk gegooi. En ons het spesifiek eintlik gekyk die invloed van die geestelike, ek wil nie sê wêreld nie, want dit is nie vir my apart nie. Die fisies en die geestelike is nie apart nie. Dit is een. So die geestelike en die vleeslike, hoe dit bymekaar gekom het en hoe die Here gewerk het in die situasie wat Paulus homself in bevind het. En hoe die evangelie gedeel was aan die tronkbewaarder, hoe sy hele huisgesin tot bekering gekom het as gevolg van die geestelike wat ingekom het en die hele tronk omskit het. En as gevolg van dit het hy gesê, waarlik, daar's iets anderste aan julle. Nou vandag gaan ons, die mense in die stad van Filippi, jy kan die kaart daar oopmaak, Jaco, dat ons net gou kyk. So, hulle was in Filippi gewees, en toe vra hulle moet asseblief wegbeweeg. Hulle kan nie hierso wees nie. Hulle moet aangaan, en Paulus het die broeders daar gestig en bemoedig, en hulle beweeg toe aan na Thessalonika toe, en dit is waar ons onsself nou vandag gaan bevind. Nou ek wil hê, soos dat ons deur hierdie gedeelte werk, moet julle kyk, ons gaan na 3 stede kyk, en ek wil hê jy moet sien, die eenvoud van die evangelie, maar hoe elke dorp anders gereageer het op hierdie waarheid wat Paulus kom deel het. So kom ons lees Handelinge 17 vers 1 tot 9. Toe het hulle deur Amfipolis en Apollonie gereis en in Thessalonika gekom, waar 'n sinagoge van die Jode was. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte, en dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlike vroue, maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk, en hulle het die huis van Jason, ek weet nie hoe sê mense dit in Afrikaans nie, so dit is Jason, die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu. Die mense wat die wêreld in opstand bring, het hulle hier ook gekom. En Jason het hulle ontvang en hulle almal handel teen die bevele van die keiser, en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus, en hulle het die skare in opskudding gebring, en ook die stadsowerhede wat dit gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle losgelaat. So ek wil net hê ons moet op 'n gedeelte net fokus, daar waar hy sê, die wêreld in opstand, daai gedeelte in vers 6 wat hy sê, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook aangekom. Die Engels praat daarvan, hy sê, those who came to bring the world upside down. En ons sien daai upside down is eintlik 'n baie interessante konsep as ons kyk na dit wat Jesus kom doen het. Jesus het heeltyd eintlik alles omkom draai. En as ons kom kyk na die geestelike aspek van ons lewe, dan is dit eintlik alles teenoorgestelde van wat ons beleef volgens die vlees. Maar baie interessant, ons begin in hierdie dorp en hulle is nogal negatief oor wat Paulus deel met hulle. Daar is van die mense wat na Paulus geluister het, maar die meerderheid het nie. En vir 3 sabbats het hy tyd gespandeer in die sinagoge, maar hulle wou nie regtig hoor nie. Wat vir my interessant is hoe hy die evangelie met hulle deel. Die Jode ken die geskrifte. So hoe deel hy die evangelie met hulle? Uit hulle geskrifte uit die Bybel uit, wys hy vir hulle wie Jesus is,
dat Jesus die ene is wat moes kom en dat hy die Messias is wat vir hulle gesterf het. Maar hulle wil dit nie hoor nie. Tot vandag toe wag die Jode nog vir hulle Messias om te kom. Paulus deel dit met hulle en hulle wil dit nie aanvaar nie. En daar sit vandag nog Jode wat wag dat die Messias moet kom. Wat ek wil hê julle moet klem op lê is, sommige het tot oortuiging gekom. Dit is belangrik om te hoor, daar was net sommiges wat tot oortuiging gekom het. Die wat nie geglo het nie, het baie interessant opgetree. Hulle het sommer kwaad geraak. En dis vir my interessant, die Engels, in die Afrikaans sê hy die opskudding, die leeglopers. Nou in die Engels praat hy van lewd fellows of the baser sort. So as jy daarna gaan kyk, dis mense wat moreel korrup was, die laagste van die laagste. Nou die Jode wou nie eers 'n onbesnyde Griek in hulle huis toelaat nie. Hulle sou nie by hom gaan sit nie. Maar nou kies hierdie Jode om saam met die moreel korrupte mense te gaan tyd spandeer om hulle op te sweep, om moeilikheid te gaan veroorsaak vir dit wat Paulus hulle mee besig is om te doen. Hulle wil nie hoor wat Paulus sê, en hulle is eerder bereid om tyd met mense te gaan spandeer wat hulle nooit mee te doen wil hê nie, net om konflik te bring in dit wat Paulus hulle deel. Daar is kere wat ek en jy nie dalk met iemand gaan saamstem nie. Maar hoe reageer ons in daai tye? Kan ons nog gesonde gesprekke hê met mekaar? Kan ons nog sê, ek stem nie met jou hiermee saam nie. Maar ons hoef nie iewers te gaan of stories te versprei of iets te doen wat meer skade bring as wat nodig is nie. Julle is altyd welkom, as ek iets van die vooraf sê, en ek spring myself nou so 'n bietjie voor, is julle altyd welkom om met my te kom praat, en te sê, Johan, dit wat jy sê, ek verstaan dit nie so nie, of ek sien dit nie so nie, en dat ons dan kan praat, en dan gaan ons dalk nie eers tot 'n ooreenstemming kom nie, maar dis oukei, want die hart is nie dat ek en jy moet saamstem oor alles nie. Die hart is dat ons in eenheid moet wandel met Jesus. Ons is almal verskillend. Ons almal lyk anderste. Maar is ons hart vir Jesus of nie? Hierdie mense se hart is so ver eintlik weg van die God wat hulle dien, dat hulle eerder al die pad na die lewd fellows toe sal gaan, die morele korrupte mense, om moeilikheid te maak, net oor dat Paulus vir hulle 'n waarheid kom bring, wat deur die Ou Testament gesien kan word. Wat vir my interessant is toe hulle nie vir Paulus kry nie, toe gryp hulle sommer vir Jason. Hulle wil net moeilikheid maak. Paulus is nie, kom ons, jy's naaste, kom ons vat jou sommer, jy het hom ingenooi, hy het in jou huis gebly, dis nou jou skuld. Wil hom toesluit, en hy moet geld gee, dat hy net uit dit uit kan bly, dat hy kan gaan. Hulle raak eintlik onredelik, sou julle nie met my saamstem daaroor nie. Hulle kom op 'n plek wat hulle onredelik raak. Ek en jy moet baie versigtig wees, om nie so vasgevang te raak in ons denkwyse, in dit wat ons dink hoe dinge moet funksioneer, dat ons eintlik onredelik raak partykeer in goeters wat ons sien nie, in goed wat die woord vir ons uitwys nie. Hierdie dorp was baie negatief gewees oor Paulus. Kom ons lees wat gebeur verder in vers 10 tot 14. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur, en toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan, en hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal, vroue en manne. Maar toe die Jode van Thessalonika verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daarop gesweep. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timoteus het daar gebly. So ek wil net gou hê ons moet na die kaart kyk.
Ek sien my pyltjies het so 'n bietjie geskuif. Nou daar in die oranje gedeelte heel bo was Filippi gewees en Tessalonike is dan nou net so links van dit gewees en so 40 kilometer suid is Berea gewees waar Paulus homself nou bevind het. Nou as ons na hierdie kyk, dan sien ons hy het op dieselfde manier gegaan soos wat hy in Tessalonike ingegaan het. Hy het eers na die sinagoge gegaan. Maar die mense het hom anders te ontvang daarso. Hulle praat van die mense was edelmoediger gewees. Nou wat beteken dit? Edelmoediger, is dit woorde wat julle ken? Edelmoediger is om onbaatsigtig te wees, om 'n hoë morele standaard te hê. Hulle was in die Engels noble gewees en hulle was welwillendheid. Dit is goedgesindheid, vriendelikheid, goedhartigheid en tegemoetkomendheid teenoor ander. So hulle hoor vir Paulus en baie interessant, hulle is menslik met hom. Hulle luister na wat hy sê en hulle besluit nie om op hulle emosies te reageer nie. Hulle gaan na die woord toe en hulle gaan sê, laat ons sien wat Paulus sê. Is dit waar of is dit nie? Toe hulle sien dit is waar, toe het hulle geglo. Baie interessant, daar staan, baie van hulle het dan ook gelowig geword en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne. So ons sien in die eerste gedeelte was daar net 'n paar gewees. Daar was min gewees. Maar hierso sien ons daar's baie meer wat geglo het. Nou ek wil hê ons moet kyk na die verskille tussen hierdie twee stede. Tessalonike was hulle moreel onstabiel gewees. Hulle het besluit om hulle morele standaard wat die Jode gesê het ons meng nie met iemand nie, net te verander en te sê nee, vir my plan om plaas te vind, is ek bereid om enige iets of enige iemand te gebruik dat Paulus net hier uit kan kom. Maar in Berea het hulle hoë waardes gehad en hulle het gekies om daarby te hou wanneer hulle gekonfronteer was deur Paulus. Hulle het nie een keer in Tessalonike na die skrif toe gegaan nie. Ons sien nie dat daar geskryf is dat hulle die skrif gaan bestudeer het rondom hierdie nie. Maar in Berea het hulle. Hulle het gehoor wat Paulus gesê het en hulle het gesê, okay, ek gaan kyk wat sê die woord hieroor. Ek gaan nie net op my eie emosie reageer of dit wat dalk dwars skop in my rondom dit nie. Ek gaan skrif toe. Min het geglo in Tessalonike, maar baie het geglo in Berea. Nou het ek vir jou 'n vraag. Hoe bepaal jy jou morele standaard? Waar kry jy jou morele standaard van? Wat reg en wat verkeerd is? Waar kry jy dit vandaan? Wie sê jou ouers? Wie sê die opvoeding wat jy gehad het in die skool? Wie sê die Bybel? Wie sê iets anderste? Ek kort nog 'n paar hande. Wie sê die Bybel? Dit raak 'n bietjie meer. Is julle seker julle almal hoor my? Die Bybel moet die plek wees waar ons morele standaard vanaf kry. Ons kan dit nêrens te anderste gaan probeer soek nie. Ons kan dit nie eers in onsself probeer kry oor hoe laat dit my voel noodwendig nie. As my gevoel teenstrydig is met die woord, dan sê ek, Here, ek gaan nie op my gevoel nie. Die hart is bedrieglik bo alle dinge. Ons moet baie versigtig wees om op emosie te probeer dinge doen. Ons moet die Here se woord vertrou. As jy dit nie gaan grond op die woord van die Here nie, gaan jou morele standaard en jou morele kompas skuif soos wat jy voel, afhangende van die situasie wat jy jouself in bevind. Ek en jy moet die keuse maak om te sê, ongeag die situasie wat ek myself in bevind, ek wil my lewe in lyn hê met die woord. Maar as die woord nou jou konfronteer, wat doen jy? As jy sien, daar's goed in jou lewe wat nie in lyn is met die woord van God nie, wat doen jy met dit? Regverdig jy dit? Of sê jy, Here, ek sien hierdie is nie reg in my lewe nie. Help my met hierdie situasie. Hoe kry ek my lewe in lyn met u woord?
sodat ek die pad kan stap wat U vir my voorberei het. Interessant, daai mans in Tessalonike is bereid om 40 kilos te stap, 80 kilos in totaal, net om moeilikheid te gaan maak waar Paulus is. Hy's nie eens meer in hulle dorp nie, maar hulle is bereid om al die pad soontoe te stap. Wie van julle is bereid om al die pad Rustenburg toe te stap, om met iemand moeilikheid daar te gaan maak? Nie ry nie, jy mag nie ry nie. Jy moet gaan stap. Ek dink nie ons het daai lus om so ver te stap nie. Dink daaraan volgende keer as jy moeilikheid wil gemaak met iemand in die dorp. Stap na hulle toe, dat jy bietjie dit deurdink. Nee, ek grap net. Maar hulle is bereid om al daai pad te gaan, net om moeilikheid te maak vir Paulus hulle. Ek wil vir jou 'n waarskuwing gee vandag. Want wat ek hierso sien in hierdie gedeelte is dat die mense het opgesweep geraak teenoor Paulus en Timoteus en Silas. Toe daai mense van Tessalonike in Berea aankom, toe raak hulle opgesweep teenoor Paulus hulle wat nou net met hulle dit gedeel het. As ons nie gegrond is in die woord van God nie, gaan dit baie maklik wees vir ons om opgesweep te raak. Wanneer iemand kom en iets met jou deel, iemand kom en hy sê ietsie vir jou, dan onmiddellik is dit ietsie wat ons kan opsweep, in plaas van, wat staan hierso, wat moet ek doen, en hoe moet ek dan reageer rondom die situasie. Nie volgens hoe jy voel nie, hoe volgens wat die woord vir ons sê om te doen. Toe dit gebeur het, toe laai hulle vir Paulus op 'n skip en hulle stuur hom al die pad Athene toe. Nou Athene, as jy op die kaart sal sien, is daai groen area wat ons daaronder sien, dit is waar Paulus homself nou bevind. So kom ons lees vanaf vers 15 tot 23. En die wat Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring, en nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timoteus om so gou moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die mark met die wat hom teekom. En sommige van die Epikuriese en die Stoïsynse wysgere het met hom gestry en sommige het gesê, wat sou hier die praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is, wat deur u verkondig word, want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat dit tog kan wees. Toe het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets niets te hoor, of te sê of te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdom aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is, aan 'n onbekende God. Kom hom dan wat julle vereer, sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. So daar's nou baie groot woorde in hierdie gedeelte gewees, ek het hulle geoefen, maar ek kry hulle nie baie goed reg nie. En daar is nogal inligting in hierdie gedeelte wat ek nou wil hê ons bietjie na moet kyk. So, Paulus se gees het opstandig geword toe hy sekere goeters gesien het. Wat het hy gesien en hoekom het sy gees opstandig geword? Nou die stad van Athene was regtig die plek wat hulle die intellektuele reuse gehad het van die Romeinse ryk. Die Griekse denkwyse kom van daar af en dit beïnvloed ons vandag nog. Daar is nog steeds Griekse denkwyse wat ons vandag nog beïnvloed. En hulle het in baie verskillende gode geglo. Hulle het op 'n plek gekom dat alles in die lewe het 'n God. Daar is 'n God vir staalwerk, daar is 'n God vir houtwerk, daar is 'n God vir wysheid, daar is 'n God vir vrugbaarheid,
elke ding het 'n God gehad en dan is daar tot 'n God wat hulle nie van geweet het nie en hulle gee vir hom ook maar sy altaar. Net vir wanneer dalk hy vir hulle moontlik kwaad kan wees of enigiets. So het hulle gelewe, 'n God vir elke ding gehad. Maar daar was twee dominante denkwyses wat prominent was in daai tyd en dit is die Epikureëse gewees en die Stoïsynse gewees. Nou die Epikureëse kom van Epicurus af en hy het geglo dat jy moet lewe vir jou eie plesier. Dit wat jou plesier bring in die lewe, dit is wat jy moet doen. Maar hulle het dit is so 300 jaar voordat Paulus daar was, het hy gelewe. En dit was eintlik maar 'n baie eenvoudige geloof as ek dit so kan noem. Hy het gesê die beste plek om geluk te bevind is om nie veel goeders te hê nie, maar net te wees en in die oomblik te funksioneer. Maar daai denkwyse van dit wat jou geluk bring, dit wat jou plesier bring, het aangehou deurgaan vir jaar na jaar, waar hulle toe 300 jaar later sit, waar dit nie meer gegaan het oor hoe min ek het nie. Hulle het besluit, want hulle morele standaard is dit wat ek dink vir my lekker is dit wat ek wil doen. So hulle het totaal en al begin losbandig lewe. Hulle het begin 'n liefde vir kos ontwikkel, soveel so dat hulle sou geëet het. En wanneer hulle geëet het, hulle sou hulle self oorvol geëet het met die eerste maaltyd. Dan sal hulle uitgegaan het en hulle sal daai kos gaan opgooi het, sodat hulle weer reg is vir die tweede maaltyd, om hulle self weer vol te kan eet, want dit is wat hulle geniet het om te doen. En hulle het hulle self oorgegee aan losbandigheid, want hulle het dit geniet om te doen. So jy kon enige iets wat vir jou plesier en genot gebring het, begin verafgod het. Dis oukei. As dit vrouens is wat vir jou genot en plesier bring, verafgod hulle. As dit geld is wat vir jou plesier bring, verafgod dit is oukei. So hulle het op 'n plek gekom dat alles vir hulle eintlik God geword het. Hulle was oukei met jy wat enige iets of enige iemand gehad het as God of die beeld van dit. En dit lei na 'n baie interessante plek wat hulle noem pantheism, wat alles is God. En ons beleef dit nog vandag. As jy gaan kyk na die New Age teologie wat mense uitlewe, is dit die boom is God en alles is God. Dit lewe homself vandag nog uit in hoe mense dinge doen. Nou die volgende ene is Stoïsynse. Nou dit kom af van stoic. Ek weet nie of julle al ooit gehoor het van die woord stoic nie. En dit beteken om virtuous te wees, so om 'n hoë morele standaard te hê. Maar om 'n hoë morele standaard te moes gehad het, moes jy die manier gehad het om onemosioneel te kon wees. Want anders kon jy nie 'n hoë morele standaard hê nie, want anders word jy beïnvloed deur jou gevoelens. So, jy moet net jou brein gebruik, jy mag nie op gevoel gegaan het nie, jy mag nie enigsins iets beleef het nie, enigiets wat jou emosies beïnvloed, mag jy nie op gereageer het nie, jy het net koel en kalm moes bly in alles wat jy doen. Jy het eintlik gedisconnect van die realiteit. Hoe sien ons dit vandag? Dit is wat ons ateïsme noem vandag. Want hulle raak so gefokus op dit wat hulle denke vir hulle sê, hoe ons moet reageer, dat hulle nie kan kyk objektief om te besef, maar dinge funksioneer nie soos wat hulle dink dit moet funksioneer nie. En hulle onttrek hulle self so van realiteit, dat hulle in 'n wêreld lewe wat glad nie sin maak nie. Nou dis die twee denkwyses wat prominent was in die tyd van Athene, toe Paulus daar was. En hulle roep hom, voordat ek daar gaan, so toe Paulus genooi is om met die intellektuele reuse van daai tyd te gesels, toe moes hy die evangelie op 'n ander manier benader. Hy kon nie na die skrif toe gaan en sê, dis wat in die Ou Testament staan, en Moses, hulle sê, wie is Moses? Ons weet niks van hierdie Messias, wat se Messias praat julle van? Hy kon nie hulle benader soos wat hy die Jode elke keer benader het nie. So, ek wil net gou vir julle wys, die stad waar hulle, of die klip, Jacques sal hy vir ons daai klip opsit, wat hulle noem dit Mars Hill, maar ook die
Areopagus, daai klip wat jy daar sal sien, dit is wat hulle op gaan sit het. Nou onder het jy die mark gesien, dit was die Agora mark, waar almal handel gedryf het, en dan het jy hierdie klip gehad, en as jy na die heel eerste slide toe gaan, Jaco, waar die titel op is, dan sien jy die Akropolis. Nou dit was bo hulle gewees. So hulle sit in hierdie fisies sit hulle tussen hierdie twee wêrelde, wil ek amper verduidelik, waar hierdie die Akropolis is die tempel van Athene gewees, die godin van wysheid. So hulle sit tussen hierdie wysheid en die wêreld, en hulle is besig om hier te probeer redeneer, hoe werk alles, en hulle nooi vir Paulus om te kom praat met hulle. Dis waar die filosofe gesit het. Nou hulle het niks anders te gedoen, behalwe om iets niets te sê, of te hoor nie. Klink dit nie bietjie soos ons samelewing nie? Ons hou van nuwe goeders hoor, en 'n nuwe ding uitdink, en oor iets niets gesels. Maar wat Paulus gedeel het met die Jode, wat Paulus gedeel het met die, wat ons nou sal sien, met die Athene, is nie iets niets gewees nie. Dit is 'n verdieping van 'n waarheid wat God voor die grondlegging van die aarde al begin in plek stel het. Ons moet ook versigtig wees om nie so vasgevang te raak in nuwe goeders, in nuwe idees, in nuwe planne, dat ons eintlik besig raak op 'n paadjie wat ons nie meer die Here eer in wat ons doen nie. So hier is iets baie interessant in vers 22. Sê Paulus vir hulle, Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Nou die Engels vertaal hom superstitious. En dit was vir my interessant, hoekom vertaal hy hom superstitious en in die Afrikaans praat hy van godsdienstig? Nou wat is die verskil tussen hierdie twee woorde? Die eerste ene, superstition, is eintlik maar 'n bygeloof. Dit is iets wat jy bygevoeg het. So 'n bygelowige persoon probeer om die bonatuurlike te manipuleer vir sy eie voordeel. So hulle het probeer hulle basis cover en soveel as moontlik gode hê en tot die een wat hulle nie ken nie, 'n altaar gehad het, net seker maak ons basis is gecover dat ons kan funksioneer soos wat ons wil. Maar 'n godsdienstige persoon is iemand wat homself onderwerp aan 'n hoër wil uit geloof. Dit is iemand wat 'n godsdienstige lewe wil lei. Is daar 'n paar bygelowe wat julle ken in ons kultuur? Nou ek het van hierdie nie geken nie, maar julle het al gehoor van die sout oor jou skouer gooi, nê? Is dit 'n ding wat mense doen? Ja, nee, ja. Ek kan nie die rede onthou nie, want as jy sout gemors het, moet jy sout oor jou skouer gooi, en dan anders te gaan slegte dinge met jou gebeur. Wie van julle loop onder deur 'n leer? OK, ek is bly. Nou is nie sulke bygelowe hierson nie. Dis 'n ander ding wat mense nie wil doen nie, is, nee, ons loop nie onder 'n deur 'n leer nie. Wie van julle maak 'n sambrele in die huis oop? My kinders permanent. Die ou mense het geglo, jy maak nie 'n sambreel in 'n huis oop nie. Iemand gaan dan kan doodgaan as jy dit doen. Jy maak 'n sambreel buite die huis oop. Het julle al gehoor van die jukkerige palms? As jou linker palm juk, dan gaan jy, ek dink, geld kry, en as jy regter palm juk, dan gaan jy geld weggee. Dit is bygelowe wat mense, het julle al gehoor van touch wood? Dis bygelowe wat mense net bykry. En dit is wat die Atheners mee besig was. Allerhande goeters, net om seker te maak, ons weet wat aangaan en ons kan ons lewens daarvolgens rig. Hulle het oor die 3000 gode en godinne gehad. En hier kom Paulus, en hy gaan nou met hulle die evangelie deel, wat eenvoudig is. Wat nie 3000 gode, want wie het jy nou kwaad gemaak? As jy nou op 'n plant trap, het jy nou die plantgodin kwaad gemaak, en as jy nou 'n boom verkeerd afsny, het jy die boomgodin. Dis wat hulle mee gelewe het. Hulle weet nie wie het hulle kwaad gemaak nie, so hulle offer net aan alles wat hulle dink hulle moontlik kwaad gemaak het, en so lewe hulle, en Paulus kom en hy kom deel met hulle die evangelie. Kom ons hoor hoe hy dit met hulle deel. En ek gaan so stukkie vir stukkie uitbrei, want hierdie is 'n gedeelte wat ons mooi op moet let. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is,
hy wat die Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. So Paulus begin en hy sê, die God wat ek nou met julle deel, het alles gemaak wat julle sien. En hy woon nie in hierdie tempels wat julle rondom julle sien nie. Nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Vers 25. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Hy sê hierso, jou offers beteken vir hierdie God niks. Hy het alles wat hy nodig het. Jy kan niks vir hom bring wat hy nie het nie. Hy gee vir almal lewe en asem. En alles wat ek en jy het, kom van hom af. Alles wat hulle gehad het, kom van God af. Vers 26. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. So die van julle wat wonder, of kom ons almal van Adam af? Hier bevestig Paulus dit net weer. Ons almal kom van Adam en Eva af. Dis een nasie wat gemaak is. Een bloed het al die nasies uitgekom. En God het die grense bepaal vir elke persoon. Kom ons gaan verder. Sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Gaan lees 'n bietjie in Genesis die verhaal van Abraham. En jy gaan sien, 2 keer kies Abraham om vir Sara te sê vir die eerste ene was die farao gewees, en ek kan nie onthou wie was die tweede ene gewees nie. Hy sê vir hulle, jy's my sussie, want dit was sy halfsussie gewees. En elke keer wat die farao vir Sara gevat het, en ek kan nie nou die ander man se naam onthou nie, haar wou vat, het die Here hulle kom waarsku en sê, moet dit nie doen nie. So ons sien dat God verhouding gehad het met ander mense ook, buiten Abraham. Maar hy het 'n belofte gesluit met Abraham, wat tot vervulling sal kom. Maar ons sien dat in die dae van Set, het mense weer die naam van God aangeroep. So mense was bewus van wie God is. En hy sê, hulle het die vermoë gehad om hom aan te kon roep. Vers 28, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy nageslag. In hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Of jy nou 'n ongelowige is, of jy 'n gelowige is, die feit dat jy asemhaal, is net as gevolg van die Here. Dit is nie per toeval nie. Alles funksioneer en werk as gevolg van God se hand in dit. Sonder God val alles uitmekaar uit. Of jy dit nou wil weet of nie. Maar ek kan vir jou waarborg, sonder God gaan jou lewe ook uitmekaar uitval. As jy nie kies om aan te hou die pad met die Here stap nie, en jou eie kop en jou eie wil te wil volg, dan gaan dinge uitmekaar uit begin val in jou lewe. Hy sê ons is ook van sy geslag. 'n God word nie gemaak uit 'n mens uit nie. Die mens was deur God gemaak. Dit is die orde wat God dit in gedoen het. Vers 29. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvindings gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. Daar was 'n tyd gewees wat jy kon gesê het, ek het nie geweet nie. Maar daai tyd is 2000 jaar terug gewees, dis nie nou nie. Elkeen van ons en elke persoon gaan hoor van God. En hulle gaan daai keuse moet maak. Die tyd van onkunde is verby, wat ons kan sê, ek het nie geweet nie. Ons gaan weet, die dag as ons voor die Here staan, gaan ons weet dat hy is wie hy sê
hy is. En hy sê, hulle moet hulle bekeer. Vir iemand om te bekeer, moet hy besef dat God is wie hy sê hy is. Dat ons in 'n gebroke, sondige wêreld bly en dat daar geen weg is na God behalwe deur Jesus nie. Jy moet besef dat jy redding nodig het en daai geleentheid word aan elke persoon gegee om dit te kan beleef. Kom ons lees verder. Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. So hy sê daar kom 'n dag wat hierdie man wat uit die dode opgewek is, die wêreld gaan oordeel. Interessant, hy het nog nie daai man se naam genoem nie. Maar hy sê dis die onbekende God. Daar kom 'n dag wat hierdie wêreld geoordeel gaan word. Of dit vir ons so voel, of ons dink die Here vat daarom lank, of wat ook al dit mag wees, daai dag kom. Ons kan daarvan verseker wees. Is ons hart om mense te vertel van daai dag wat kom. Om reg te wees wanneer daai dag kom. Ons lees van die stad van Tessalonike, wat hulle hoor en hulle verstoot dit wat Paulus deel. Ons lees van die stad van Berea, en ons sien hulle hoor, hulle gaan ondersoek, en baie van hulle glo. En hier hoor ons dat Paulus die evangelie deel, maar kom ons sien, hoe reageer hierdie Atheners op dit wat hy deel, vers 32. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, sommige begin spot, en ander gesê, ons sal nie weer hier omtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan. Maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius, die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en ander saam met hulle. So toe hulle gekonfronteer word met die dood en opstanding, toe lag hulle hom uit. Sê nee, wat? Jy is hier besig met goed wat ons kan nie hierdie glo nie. En van hulle sê, ons sal jou weer hieroor hoor. Is dit nie partykeer hoe dit is, wanneer ons die evangelie met mense deel nie? Ander mense lag ons uit. Ander mense sê, ja, dalk volgende keer. Ek hoor, maar ek is nog nie reg nie. Nie nou nie. Ek wil nog 'n paar dinge eers doen in my lewe. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Elkeen van ons kom met vooropgestelde idees en 'n denkwyse wanneer ons gekonfronteer word met die evangelie. Van ons kom uit 'n godsdienstige agtergrond uit, soos die Tessalonikas. Van ons kom uit 'n bygelowige agtergrond uit, soos van die Atheners. En van ons kom uit 'n intellektuele agtergrond uit, wat ons sê, die goeters maak nie vir ons sin nie. Waar ook al die agtergrond is wat jy uitkom, wanneer jy gekonfronteer word met die evangelie, is daar net een van twee opsies. Of jy gaan dit aanvaar, of jy gaan dit verstoot. En wanneer jy die evangelie met iemand deel, kan jy weet wat die uitkoms gaan wees. Dis net een van twee. So jy hoef nie bang te wees om dit met iemand te deel nie. Want daar's net een van twee opsies. Maar dit hang nie van jou af nie. Dit hang van daai persoon af. So wanneer jy dit met daai persoon deel, los jy dit in die Here se hand, of probeer jy die verantwoordelikheid op jou vat? Sê, jette, ek moes meer gedoen het. Hoe moes Paulus voel toe hierdie ouens hom eintlik uitlag? Ek dink hy het gemoedsrus gehad, want hy het gedeel wat hy moes deel met hulle, en hy het aangegaan. Nou is my vraag aan jou, wanneer die Heilige Gees kom en dinge uitwys, soos wat ons sien in die dorp van Berea, hoe reageer hulle? Hulle lees dit, hulle sien dit, en hulle submit onder dit wat hulle gesien het in die woord. So wanneer die Here kom en dinge in my en jou lewe kom uitwys, hoe reageer ons rondom dit? Sien ons dit en ons dink intellektueel daaroor en sê, ek wil dit anders te doen.
Kom ons uit 'n godsdienstige agtergrond en sê nee, my ouers het dit nie so gedoen nie. Ek gaan dit doen soos wat my ouers gesê het. Ons dit al die jare lank gedoen het. Kom ons dalk uit 'n bygelowige agtergrond om te sê nee, as ek daai goed moet doen, dan gaan dit gebeur of wat ook al. Dit is baie meer te doen met jou Afrika mense. Maar vir ons is godsdiens en intellektualiteit 'n baie groot struikelblok wanneer ons gekonfronteer word met goeters in die skrif. En dit lei nie, en ons lewens begin nie oplyn met die skrif nie. Hoe reageer ons wanneer ons daarmee gekonfronteer word? Sien ons dit en ons redeneer, nee, ek kan dit anders te doen? Of submit ons en sê, okay Here, ek sien hierdie in die woord en ek gaan nou net my lewe volgens dit probeer lei. Help my in dit, want ek kan dit nie uit my eie krag uit doen nie. Ek kan nie indink hoe hierdie moet werk nie, maar ek gaan dit nie regverdig nie. Ek gaan net doen wat U vir my sê om te doen. Ons sien dat in Tessalonike het die mense kwaad geword vir Paulus. En ons sien in Athene dat hulle koud geword het teenoor die waarheid. Dit is asof hulle dit het hulle nie geaffekteer nie. Albei van daai is ongesond. Albei van daai is uit 'n emosionele plek of uit 'n intellektuele plek wat ons funksioneer, in plaas van dat ons uit 'n plek funksioneer wat ons die Here vra, wat is nie in lyn nie. As ek kyk na wat gebeur het in die tuin van Eden en die sondeval wat plaasgevind het, is ons as mens maar net 'n geraamte van die volheid wat God vir my en jou eintlik instoor het. Van die volheid wat Adam beleef het met God. En dit is alles as gevolg van die sonde. Geestelik het ons dood gegaan die dag toe Adam gesondig het. Met wedergebore word jy geestelik weer lewendig. Maar ons is nog nie waar ons moet wees in die glorie van wie God is nie. Maar elkeen van ons is op die pad van heiligmaking wat ons besig is om te stap. Geloof in Jesus is die enigste manier wat ons geherstel kon word teenoor God. En die Heilige Gees is elke dag besig met ons om die pad te stap sodat ons meer soos Christus kan lyk. Laat jy hom toe om dit te doen in jou lewe. Laat jy hom toe om daai veranderinge te bring sodat jy meer soos Jesus kan lyk wat jy volg. My en jou hart en ons denkwyse moet nie wees wat moet ek doen vir God nie. Want dit was die denkwyse gewees van die Jode, dit was die denkwyse van die Atheners gewees om te sê, wat kan ek vir God doen dat hy tevrede met my sal wees? Of wat kan ek doen om iets van God te kry? My en jou denkwyse moet eerder wees, God het alles vir my en jou gedoen. En daarom, uit daai posisie van, Here, dankie dat U alles vir my gedoen het. U het die prys op die kruis vir my betaal. Daarom wil ek alles doen wat U van my vra. Daarom wil ek my lewe lei tot eer en verheerliking van U naam. Ons lewe moet 'n reaksie wees van dankbaarheid teenoor dit wat hy vir ons gedoen het. Ons moet nie probeer om die Here sy arm te draai of iets uit hom uit te kry nie. Ons moet funksioneer uit 'n plek van, Here, dankie dat U die prys vir ons betaal het, dat ons in verhouding met U kan staan.